Goed, ons is by die derde ronde. Ok, nou hier is redelik geskryf op hierdie bladsy, maar dit is eintlik niks niets vir jou nie. Dis maar net bewoording wat ek jou graag mee wil bekend maak. En nou as ons kyk wat in groen geskryf is, die vergelyking van 'n sirkel as die radius van 'n punt by sirkel gegee word. So, nou, ja, as jy sal sien as ek nou die volgende voorbeeld ook doen, dan hoe dit by dit aansluit. Nou die eerste voorbeeldjie, as ons kyk na rooi, bepaal die vergelyking van, en ek het weer 'n bietjie afgekort, die sirkel met die middelpunt by die oorsprong. Nou, hierdie middelpunt by die oorsprong, dit is iets wat ek al redelik herhaal het vir jou en redelik vir jou gesê het, wat jy mee vertroud moet wees. Nou dit wil vir my voorkom dat dit altyd vir matrieks die mekaar maak. Dit is seker daarom om met die mekaar te maak, maar jy moet maar net weet, elke sirkel wat ons in graad 12 doen, se middelpunt is daar by die oorsprong. Dis eintlik maar al wat dit beteken. Jy doen niks daarmee nie. Ok, so, ja, dis eintlik half nuttelose inligting. So as ek nou vir jou die vergelyking vra, dan moet jy weet, ok, goed, vergelyking, dit beteken x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. So as ek vir jou reeds die radius gee, dan is dit nou eintlik lekker eenvoudig. Jy gaan dan sê, jy begin met jou standaardvorm, en daar waar jy die r kwadraat het, nou die r het jy, die radius is vir jou gegee in die stukkie inligting. So jy gaan dan sê, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan hakie kwadraat, en dan gaan jy sê 12. Ok? En dan gaan jy dit net vereenvoudig. En dan, dit is jou finale antwoordjie. X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 144. Sjoe, amper skryf ek hom baie lelik. Ok, so daar is jou finale antwoordjie, so jy het hom net ingestel. Maar kyk gou ietsie soos hierdie. Dit lyk weird, maar dit bly dieselfde vraag, dit bly dieselfde beginsel. So wat het ek hier gedoen? Ek het begin met my x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat, en dan het ek die r gaan vervang met wat hulle vir my gegee het in die vraag. So ek het hier so x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan hakie kwadraat, en nou wat in die hakie gaan kom is wat hulle vir my gee. 2 wortel 3. Nou, many moons ago het jy geleer dat wanneer jy twee van dieselfde wortels vermenigvuldig, skryf jy dit wat in die wortel staan. Nou as dit nou nie sin maak wat ek nou so pas gesê het nie, kom ek verfris gou jou geheue. As ek dan nou sê wortel 2 maal wortel 2, is die antwoord 2. Okay? Want tegnies het ek hierso, as ek die eksponentwette toepas, dan het ek eintlik hierso 2 tot die mag half maal 2 tot die mag half, en 'n half plus 'n half gee vir my die 1 wat daar so is. En as jy nie my glo nie, by all means, toets dit met jou sakrekenaar. So, wat gaan nou hier gebeur? Baie, baie interessant. Ek gaan die wortel 3 met homself maal, soos hierso. Okay, maar die 2 moet ook gekwadreer word. So ek gaan dan hê, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 4 maal met 3. Okay, so waar kom die 3 vandaan? Dis die wortels wat mekaar vermenigvuldig is, en die 2 maal met homself, of 2 kwadraat, 2 maal met 2 geef my die 4. En dis eindig ek met my finale vergelykingkie, wat sê x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 12. Ok, so baie interessant hierdie, maar weer 'n keer, jy het 'n sompompie wat vir jou baie oulik sal help om daai vereenvoudiging ook te kan doen, maar belangrik asseblief maak gebruik van hakkies. Goed, dit was nou die een stelletjie vraag, eintlik niks niets nie, dis net hoe hulle die vraag stel wat miskien dalk vir jou van jou bakkie mag afgooi. So die volgende vraag lyk so: bepaal die vergelyking van die sirkel. So die vraag het nie verander wat hulle wil hê nie. Hulle wil nog altyd die vergelyking hê. Met die middelpunt by die oorsprong, weer daai stukkie inligting wat half vir ons nutteloos is en wat dit gemaak het, dit vir jou wil die mekaar maak, wat deur die volgende punte gaan. So wat is die verskil? Hier gee hulle vir jou die radius. Ok, so die radius op die radius ingestel. Maar hier gee hulle nou vir jou punte. Hier gee hulle nou vir jou koördinate. So nou raak die stappies so bietjies langer. Ek weet nie hoe my papierspasie gaan nou nie, maar kom ons kyk. Ek het hier so xy. Hulle gee vir my daai koördinaat. So jy begin soos met die ander, met jou standaard vorm. En as jy wonder, dis actually ook op jou formuleblad hierdie formule. En dan begin jy met jou template. Hakie kwadraat plus hakie kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Ok, so onthou, is ook net die vergelyking. Ek gaan nie die radius uitwerk nie. En dan gaan ek nou instel. In die x se plek sit ek 6 en in die y se plek sit ek 8.
So 6 maal 6 is 36. En 8 maal met 8 is 64. Gee vir my r kwadraat en as ek die optel, gee dit vir my 100. Is gelyk aan r kwadraat. En nou, jy gaan nie dit verder vat nie, want wat soek hulle? Hulle soek net die vergelyking. So jy gaan afsluit deur te sê, dit wil sê, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 100 en daar is jou vergelyking dan en das dit. So, as die proses dieselfde bly, kan ek nou presies dieselfde hierso doen, die punte lyk net so bietjies anders. So ek gaan begin met my standaardvorm, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat, en dan gaan ek my template optrek, hakkie kwadraat plus hakkie kwadraat is gelyk aan r kwadraat, en ek gaan dan nou instel, in x se plek gaan ek instel 1, en in y se plek minus 5 asseblief, want jy word 'n punt gegee vir die korrekte instel. Maar jy gaan nie bekommerd raak daaroor nie, want 'n min maal 'n min raak 'n plus. So hierdie is 1 plus minus 5 maal minus 5 is 25, so die plus het 'n plus gebly nie, is gelyk aan r kwadraat. En as ek hierdie optel, gee dit vir my 26 is gelyk aan r kwadraat. Ek gaan nie die radius uitwerkie, want die vraag het gevra vergelyking. So ek gaan afsluit deur te sê, dit wil sê x is gelyk aan, of dit wil sê x kwadraat, plus y kwadraat is gelyk aan 26. En hy stop dus net daar. So eintlik niks niets bygeleer die graad 12, dis maar net, ek het hier vir jou uitgeskryf, maar net hoe hulle die vraag baie keer vra, en dit mag dalk onbekend en ongemaklik voel en vreemd lyk, maar dit het ons al gedoen in die vorige voorbeelde, maar kyk maar net mooi hoe hulle die vraag stel, want dit is meestal van die tyd waarmee hulle jou uitvang.